Goeiemôre. Daar is hy. Nou is ek terug op die volskerm. Goeiemôre en dit is vandag Woensdag 12 Augustus 2026 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En ek vra om verskoning vir daai onderbreking hier aan die begin. Dit gaan baie keer maar woelig en kry mense dit presies reg soos wat jy dit graag sou wou hê nie. Ek wil graag vir julle 'n video speel waarna julle mooi moet kyk en luister. Het is belangrijk om te kijken wie zit in die achtergrond, in die banken, in die klas. Wie is dit wat wil leer en wat wil klas loop? En dan kyk jy die klomp betogende studente. En dan sien jy weer eens dat die betogende studente is almal van een spesifieke groepering. En dit is natuurlijk plaasgevind by die Kaapse laat ek dit nog nie stop, by die Kaap se Skiereiland Universiteit van Tegnologie. Dis waar dit nou plaasgevind het, nou hier in Augustus, waar hierdie klasontwrigtings weer plaasvind. Dan sien ons die een groepering van studente wat sit, wat wil klas loop, en dis opvallend wat hulle velkleur is. Dan kyk jy wie is die ontwrigters van die klas wat daar inkom en toi en die klas ontwrig. Almal van 'n ander velgroep. Dis asof geleerdheid nie meer 'n rol in Suid-Afrika speel nie, dat dit nie meer belangrik is dat studente opgevoed word om eendag 'n rol, 'n bydrae in die samelewing in Suid-Afrika kan maak nie. En dit is natuurlik verskriklik jammer wanneer dit so gaan en wanneer dit gebeur. Ons sien dan ook dat hierdie klip het nou in die maand van Augustus het hierdie afgespeel daar by die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie. Natuurlik word daar nie Afrikaans as sulks toegelaat nie en ek dink ook nie die naam van hierdie opvoedkundige instituut mag meer in Afrikaans uitgespreek word nie. Gelukkig is ek nie deel of onderworpe aan die reëls van die instituut of van die plek nie. 'n ander iets wat ek onder julle aandag wil bring, is natuurlik die brandstofpryse. Hoe laag was dit gewees klompie jare gelede en hoe hoog is dit nou? Nou in 2005, dis net meer as 11 jaar gelede, was ek nou verkeerd, nee, 'n bietjie langer, 2005, 2015, nee, 21 jaar gelede, het dit R200 gekos om 'n brandstoftank van 40 liter vol te maak. Nou kos daai selfde 40 liter brandstof jou R1016. Van 200 na R1016. Met ander woorde, die brandstof het 5voudig gestyg. 'n Interessante vraag natuurlik is, hoekom doen die taxi-industrie niks daaromtrent nie? Ons onthou destyds, as brandstof met 5 sent gelig het, of 3 sent per liter gestig het die taxi's gestaak en paaie geblokkeer en net eenvoudig ontwrigting veroorsaak. Jy sien dit nie meer vandag nie. En ons ken al vir jare die storie
dat die taxi-bedryf gesubsidieer word deur die staat, wat uiteindelik uit die belastingbetaler se sak kom, wat die kleinste deel van die bevolking van Suid-Afrika uitmaak. En hier het ons nou net gesien, die wat wil leer, wat 'n bydrae maak tot die ekonomie, en die wat alles wil ontwrig, wat nie 'n bydrae wil maak tot die ekonomie nie. So waar eindig die groepering wat nie 'n bydrae wil maak nie op? Waar eindig die span wat nie wil klasloop nie, wat die hele tyd toi, waar eindig hulle op? Dan sien ons natuurlik hier hoe word die koperkabels gesteel. Dit word brutaal uit die grond uitgeruk. Dis deel van infrastruktuurvernietiging. En dit is wat gebeur. Jy sal nou sien hoe sleep hulle daai stukke kabels daar verby tot waar hulle dit dan afbreek en dan op die ou einde van die dag daarmee oor die rand verdwyn. Maar daar gebeur niks met hulle nie. Dis deel van Afrika-ekonomie. Julle sal onthou hoe Cyril Ramaphosa gesê het hier in die COVID-tydperk, dis nou tyd vir Afrika-ekonomie. Nou daar bestaan nie meer so iets in die res van Afrika nie, maar die kabels word net eenvoudig gesteel. Daar word nie 'n bydrae beoog nie. Dis om te vat en te hou. So het ons nou 3 situasies gesien. Ons het die toi studente gesien, van die wat 'n bydrae wil maak tot die groei van die land en die ekonomie, maar wat as gevolg van BEE nie gaan werk kry vir dit waarvoor gestudeer het nie, en uiteindelik is hulle verlore in die buiteland in en waar hulle deur ander lande ten volle benut word. Aan hierdie kant die toi groep wat die klasse wil ontbrug, wat nie wil leer nie, wat nie iets wil bydra tot 'n groeiende ekonomie, 'n ontwikkelende land nie, wat dan op die ou einde van die dag opeindig met hierdie tipe van kabeldiefstal, waar hulle dan as hulle nou nie deur BEE ergens anders noodsaaklik verplig word nie. 30% slaagsyfer. Waarheen is die land op pad met al hierdie goede? Dan dink ons dat hierdie land kan polities reggemaak word en hy kan nie meer polities gered word nie. Al doen hulle wat, kan hulle nie die kultuur van afbreek, die kultuur van betoog wegkry of dit ontdoen nie. Net so sal jy die kultuur van leer en die wil leer, die selfontwikkeling kultuur, die boukultuur, die vooruitgangkultuur is 'n bedreiging en word as 'n bedreiging gesien, en daarom mag hulle nie in die ekonomie deelneem nie en mag hulle nie werk kry nie. En die uiteinde is die afbreek en die vernietiging van die infrastruktuur van Suid-Afrika tot die punt waar geen mens meer sal kan bestaan nie. En wanneer ons 'n sekere punt in hierdie chaos ontwikkeling bereik, gaan woede wat gepropageer word van politieke platforms af tot 'n uitbarsting kom, en gaan hierdie groep wat wil bou, wil leer, wil vooruitgaan, wil ontwikkel, gaan dan nog meer vervolg en uitgedruk word, indien daar nie 'n behoefte gaan wees om hulle totaal en al uit te wis of te vernietig nie. Daarom is dit noodsaaklik dat ons na ons eie moet kyk, dat ons na ons eie ontwikkeling moet kyk, dat ons alternatiewe in plek moet stel. Maar alle alternatiewe wat jy in plek stel, moet jy kan beskerm. Want as jy dit nie kan beskerm nie, is dit 'n hopelose saak. Dit help nie, jy bou 'n universiteit,
ergens wat binne bereik van hierdie vernietigers is nie. Want dan gaan daai universiteit op 'n stadium en daardie ontwikkeling wat jy daar gedoen het, gaan brand. Jy moet begin kyk na waar jy sulke goed kan doen, waar die vermoë bestaan om dit te beskerm, of waar die plan ten minste voorsiening maak vir die beskerming van daardie toerusting, daardie fasiliteite wat met gewillige hande en verstand tot stand gebring is. En daarom is dit ook tyd dat ons besef dat ons by hierdie groeperings moet aansluit, dat jy moet deel raak deel van die SBB, raak deel van die groepering wat glo dat ons 'n gebied moet kan beveilig, dat ons 'n gebied moet kan handhaaf. Die dag wanneer die polisie en die weermag, wat ook getooi het toe hulle studente was en jonk was, wat nou nog tooi, wat ook afbreek, wat ook korrup is, wat ook geld aanvaar, geld steel en help om stelsels wat in duie stort nog vinniger in duie te laat stort. En die dag wanneer dit gebeur, moet daar 'n alternatief bestaan wat soos 'n geoliede masjien in plek kan kom om dan voort te bou, te stop, te stabiliseer en te bou. En dit is SBB. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek is môreoggend weer terug by julle. Mooi loop, lekker en aangename dag. En as jy dink hierdie video was vir iets werd, stuur hom aan na soveel as moontlik mense wat kan kyk hierna. Mooi loop.